Goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saam seën. Terwyl ons vanmôre 'n bietjie gaan kyk na die baie kontroversiële saak en vraag wat gevra word deur verskeie mense, is die profeseë van Joël 2 besig om in sekere kerke in vervulling te gaan. En vriende, dit verwys maar na wat Joël die profeet gesê het en dan ook wat ons in Handelinge die tweede hoofstuk lees. Nou kom ek gee gou vir 'n bietjie agtergrond. In Joël 2 lees ons, en daarna sal my gees uitgegiet word op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom en julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmagte sal ek dan my gees uitgiet, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaar. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligte dag van die Here sal kom en elke wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis Joël 2 vers 28 tot 32. Nou op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is, het Petrus dan ook hierdie profesie van Joël aangehaal in dit wat hy gesê het, Handelinge 2 vers 16 tot 21. En in die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en al die dingetjies wat Joël in sy profesie gesê het. En nou is daar baie kerke wat vir jou sê, luister, dit is hierdie dinge wat besig is om in ons kerk te gebeur, dis die Heilige Gees wat nou hierdie profesie van Joël in vervulling laat gaan, en daarom is ons seuns en ons dogters besig om te profeteer, en ons jongelinge is besig om gesigte te sien, en ons ou mense droom drome, en ons lê hierdie drome uit, en ons skryf boeke oor drome, en die uitleg van drome, en allerhande snaakse manifestasies, wat in kerke plaasvind, en hulle baseer dit op grond van hierdie gedeelte in Handelinge 2, 'n vervulling van Joël se profesie. Nou vriende, ek het al reeds gepraat bietjie oor die talepraat fenomeen wat plaasvind in kerke en hoe onbybels dit is, hoe dit glad nie ooreenkom met die skrif en met dit wat gebeur in Handelinge 2 nie. En so kan ons ook, as ons net die skrif eenvoudig lees, sonder om regtig 'n studie te doen daarvan, kan ons eenvoudig sien dat wat in kerke vandag aan die gang is glad nie 'n vervulling van die profesie van Joël of van dit wat Petrus in Handelinge die tweede hoofstuk vir ons kom leer het nie. Nou vriende, die vraag is nou net, wat het Petrus kom sê? As dit dan nie 'n vervulling is van die belofte nie, wat het Petrus dan kom leer? En ek dink, vriende, is noodsaaklik om altyd die Bybel binne konteks te verklaar. Nou Joël verwys na 'n sekere gebeurtenis wat sal plaasvind en Petrus haal Joël aan op Pinksterdag. En die vraag is waarom? Ek sien in die skrif, vriende, as ek hierdie gedeelte bestudeer, dat as Pinksterdag 'n vervulling was van die profeseë van Joël, waarom het alles wat Joël geprofeteer het nie in vervulling gegaan nie? En dit is nou juis waar skrifverklaring inkom. Dit is juis waar ons dan die skrif met die skrif moet verklaar. Nou vriende, as ons kyk na die profesie van Joël en ook wat Petrus in Handelinge 2 vers 16 tot 21 sê, dan sien ons baie duidelik, daar was geen wonders bo in die hemel en tekens onder op die aarde en bloed en vuur en rookdamp nie. Die son het nie verander in duisternis en die maan in bloed en al hierdie dinge wat mense vandag sê in hulle kerke plaasvind nie. Jy sien, die een ding kan ons namaak. Ons kan namaak om te profeteer. Ons kan namaak om gesigte te sien. Ons kan namaak om drome te droom. Maar ons kan nie tekens gee op die aarde. Ons kan nie bloed en vuur en rookdamp gee nie. Ons kan nie die son verander in duisternis nie. En daarom moet ons baie versigtig wees vir kerke wat altyd besig is met een of ander manifestasie, een of ander, ek wil amper sê, belewenis wat niemand anderste in hulle kerke het nie. Dit moet altyd vir ons 'n rooi lig laat wees, maar daar sekere goed wat hulle kan namaak en ander goed wat hulle nie kan namaak nie. So om die gedeelte eenvoudig te verklaar, vriende, die apostel Petrus is besig om te praat oor hierdie vervulling van die profesie wat sal plaasvind. En jy moet onthou, die woorde wat Petrus hier gebruik is van kardinale belang. Petrus praat van die laaste dae. Hy sê in die laaste dae sal hierdie dinge gebeur. Wat is die laaste dag? Die laaste dag het begin, die dag toe die Here Jesus na hierdie aarde gekom het, en dit sal ophou die dag as die Here Jesus weer sal terugkom. Dit is nou al so 2000 jaar wat verby gegaan het, waar ons leef in die laaste dae reg voor die koms van die Here Jesus. En as ons die boek Openbaring gaan bestudeer, sal ons agterkom dat al hierdie dinge
van die vervulling van Joël se profesie en dit wat Petrus sê, in vervulling sal gaan en haarfyn presies so in vervulling sal gaan, wanneer die Bybel vir ons sê, dat daar tekens sal wees aan die son en die maan en die sterre, en allerhande goed sal plaasvind. En die Bybel sê vir ons, dan sal die Here Jesus kom in sy heerlikheid. En ag vriende, ek lees vir u, die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar in Matteus 24 vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Hy sê, want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls kom, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word, en dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag. Daar is wonderlike gedeeltes, vriende. Ons lees in Openbaring 6 vers 12 en ek het gesien, toe hy die 6de seël oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskit word. Sy navye laat afval en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toerol en al die berge en eilande is uit hulle plekke weggesit. U sien, as ons kyk na hierdie gedagte, dan sien ons, daar was 'n gedeeltelike vervulling van hierdie profesie, toe die Heilige Gees uitgestort is. En u sal onthou, daar was 120 in die bovertrek, en toe was daar so 3000 mense wat tot bekering gekom het. En die Bybel sê vir ons, daar die 120 het die Gees van God ontvang, en die Bybel sê vir ons, hulle het ook hierdie boodskap van verlossing geprofeteer. Die Bybel sê, elkeen in 'n verstaanbare taal gaan lees Handelinge 2 vir u self. En u sal sien dat hierdie profesie van Joël in Handelinge gedeeltelik in vervulling gekom het. U sien, ons as kerk van die Here Jesus wag vir die finale vervulling van hierdie profesie. U sien, as hierdie profesie vir die kerk van Jesus bedoel was, waar is die res van die profesie? Waar is die rook, die son wat verduister word, die maan wat in bloed verander? Vriende, waarom het Petrus dan verwys na die profesie? Die konteks is baie duidelik. Ten eerste dat die Jode moet weet, dat die laaste daad aangebreek deur die koms en sterwe van Jesus, waar die Gees van God nie net op sekere rus nie, maar op elkeen wat weergebore is. En verder wil Petrus kom sê vir sy hoorders, dat daar 'n dag van verskrikking en oordeel sal aanbreek, waar hierdie Messias wat hulle gekruisig het, nie weer sal terugkom om te lei nie, maar om te regeer, en hulle moet self hulle gereed maak. U sien, die Jode het presies geweet wat Petrus gesê het, en hulle het presies geweet waarvan Petrus gepraat het, is dat daar 'n koms sou wees van die Messias, hierdie Messias het hulle gekruisig, en Petrus praat juist daaroor in Handelinge die 2de hoofstuk. Hy verwys dan terug na Joël die 2de hoofstuk, om vir hulle te sê, luister, hierdie Messias het gekom, julle het hom gekruisig, maar onthou, dis nie die einde nie. Dan gaan 'n dag aanbreek, dat God deur tekens in die hemelruim, en deur tekens op hierdie aarde, hierdie wêreld gaan besoek met sy toren, en dan gaan hy ook 'n kosbare werk doen, waar hy siele sal red, en sy Gees sal uitstort, sodat mense gered sal word. En in hierdie tyd, leer die Bybel vir ons, sal baie mense dan ook Jesus as verlosser en saligmaker vind. Die gebed van my hart is, vriende, dat ons nie namaaksel sal wees nie. Dat ons nie kerke sal bou op sogenaamde profesieë, sogenaamde openbaringe, drome, gesigte, stemme van God, visioene en allerhande snaakse goed wat vreemd en onbybels is nie. U sien, as ons mense begin glo wat namens God praat as profete, as apostels, as mense wat 'n droom van God gekry het of 'n stem van God gekry het, dan wil ek u vra, vat u Bybel en gooi hom weg. Gooi hom in die asblik. En ek sê dit vir u met groot oortuiging in my hart, moenie verder die Bybel lees nie, want dan verruil jy God se waarheid vir die leuen van mense. Ek vra jou dat jy die Bybel sal begin lees vir jouself. Lees die Bybel bidend. Vra die Here dat die Gees van God, wat die outeur van die woord is, u hart en verstand sal open en sal verlig, en dat u die Bybel binne konteks sal lees. Kyk na wat mense kan namaak, en vra jouself die vraag af, waarom kom die res van die profesie nie in vervulling, wat hulle nie kan namaak nie? En sê vir uself, miskien is mense besig om vir my 'n leuen te vertel. Die hele skrif is deur God ingegee, daarom moet ons die woord binne sy konteks verklaar. En sien ons dat God somtyds gedeeltelik 'n profesie in vervulling laat gaan,
Die ander deel sal in vervulling gaan volgens dit wat die Here in sy woord vir ons opgeteken het. En die boek Openbaring is seker vir ons die duidelikste boodskap om te sê dat die Here aan die einde van hierdie aardse bestel 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep waarop geregtigheid sal woon. Die Bybel sê die nuwe Jerusalem sal vanuit die hemel neerdal op hierdie nuwe aarde en hierdie nuwe hemel wat hy sal skaap. En alles wat ons nou ken, al die boosheid, al die sonde, al die ongeregtigheid sal vir ewig verdwyn. So toe Petrus hierdie profesie in vervulling of in konteks bring met dit wat hy gesê het met die uitstorting van die Heilige Gees, het Petrus eenvoudig vir hulle gesê, luister, die dag toe Christus gekom het en hy gesterwe het die eindtyd aangebreek. En daar sal 'n tyd van genade wees waar sondaars hulle kan bekeer tot die Here. Die hemel en liggame sal skud. Die aarde, vriende, sal besoek op 'n besondere manier en 'n einde sal maak aan alles om sy ewige koninkryk te vestig. Vir daardie dag wag ons nog. Dis 'n toekomstige gebeurtenis wat ons nog op hoop. Intussen tyd, hou ons vas aan die woord, ons lees die woord, ons dien die Here met ons verstand, met ons gees, met ons hart, met dit wat in ons binneste is. Ons dryf al hierdie vreemde manifestasies na buitekant, dat die wêreld nie na die kerk kyk en sê dat ons miskien van ons sinne beroof is nie. Apostel Paulus kom baie duidelik na die gemeente in Korinthe, en hy sê, as julle so te kere gaan in die kerk, sal die ongelowiges nie inkom en dink julle is van julle sinne beroof nie. Daarom wil ek u waarsku, pas op vir die leuen van ons tyd. Pas op vir die gevoelservaring en hierdie gevoelsgodsdiens en hierdie ervaringsgodsdiens en hierdie godsdiens wat niks te doen het met die Bybel waar ons die woord bestudeer en in die krag van die Gees wandel nie. Mag die Here ons genade gee dat ons nie net sal val vir elke leuen en vir elke boodskap wat na ons kant toe kom nie, maar alles sal toets aan die hand van die woord en vir die Here sal vra, gee my wysheid en my verstaan daarvan, en dat ek ook die woord sal lees binne die konteks wat dit geskryf is. Mag die Here ons genade gee, vriende, en mag hy ons wysheid gee in hierdie tyd van misleiding, waar die kerk van die Here Jesus heeltemal van koers geraak het. Seën vir u, groete, mooi dag verder daarna.